Hallo, ek is Nini en jy kyk nou na Suspicious Minds. En hierso vertel ek vir jou van ware misdaad, of soos ander mense dit ook noem, true crime. Ons kyk na verdwynings en grillerige goed. Nou, as dit iets is waarvan jy hou, klik asseblief op die subscribe knoppie as jy op YouTube kyk en kies dan ook jou kennisgewing vir jou notifications. Dit sal jou dan laat weet elke keer wanneer ek 'n nuwe video oplaai. Vir almal wat klaar gesubscribe het, baie dankie. Dit help regtig om die video ook in die algoritme op te stoot en dat ander mense die video's kan sien. Vandag se storie wat ek vir julle gaan vertel, is deel van die grillerige goeters afdeling en dit gaan oor 4 van Suid-Afrika se bekendste spooke. So gryp iets of iemand om vas te hou, sit die ligte af en geniet die stories van 4 van Suid-Afrika se befaamste spooke. Dit is die Paasnaweek van 1968. 'n Verloofde paartjie is besig om op 'n baie lang snelweg te ry in Suid-Afrika. En dit was in die middel van die nag wat die tweeetjies gery het. Die bruid se naam was Maria Charlotte Roux. Hulle het haar net Ria genoem. En Ria se verloofde se naam het ek nie, maar hulle het in hulle Volkswagen Beetletjie gery op hierdie snelweg. Dit was in die middel van die aand en op 'n manier was daar 'n voertuigbotsing. Ongelukkig het Ria, wat op die agterste sitplek geslaap het, dit nie gemaak nie. Sy is deur die ruit geslinger en is op slag dood. Haar verloofde het wel die botsing oorleef. Hierdie snelweg was net buite 'n dorp in Suid-Afrika met die naam van Uniondale. Die Uniondale se mense was bewus van hierdie ongeluk en dit was vir hulle verskriklik erg. Dit het lank in hulle gedagtes gebly. In 1976, so omtrent 9 jaar later, ook oor Paasnaweek, het iets baie vreemds gebeur wat die dorpsmense laat skrik het. 'n Persoon op 'n motorfiets, 'n man, het in die nag op die snelweg gery. Die persoon het 'n meisie langs die pad sien staan wat geryloop het. Nou ryloop, baie jong mense weet nie wat dit beteken nie. Dit is wanneer jy hitchhike. In die 70er en 60er jare was dit baie gewild in Suid-Afrika. So dit was nie vreemd vir hierdie motorfietsryer om hierdie meisie te sien nie. Wat vreemd was dit in die middel van die nag was, dat hy gesê het sy verskriklike ligte klere aangetree in die sin van dit was nie warm klere vir die middel van die nag nie. En hy het gesê sy was baie bleek en baie maar gewees. Hy het gesê sy het swak gelyk. Nou die motorfietsryer het gestop en hy het vir die meisie gevra of sy wil saamry. Sy het vir hom gesê ja en sy het op sy motorfiets geklim. Hulle het gery, hy het gevoel hoe hou sy hom vas om sy middel. Na rukkie het hy besef maar hy voel nie meer haar hande om sy middel nie. En hy het agtertoe gekyk om te sien of sy dalk ongemaklik is. Hy kon haar nie sien nie en toe dink hy miskien is dit sy helm wat hy aan het wat hom verhoed om haar te sien. En toe hy in sy spieeltjies kyk, toe sien hy daar is niemand saam met hom op die motorfiets nie. Nou hierdie persoon was nie onder die invloed van drank nie of dwelms nie. Hy het hom amper doodgeskrik. Hy het net daar gestop, van sy motorfiets afgeklim, afgekyk, teruggery na die punt toe waar hy hierdie persoon opgelaai het en hy kon niks sien nie. Hy het wel later vir ander mense vertel van hierdie gebeurtenis, omdat dit die eerste gebeurtenis van die meisie was, het almal gelag en gedink, ag, die ou het seker maar bietjie gehallusineer, hy was moeg en so aan. Maar elke jaar na 1976 oor Paasnaweek het dieselfde met ander mense gebeur. Nou daar was verskeie, as mens kan noem, sightings van hierdie spook. Wat hulle naderhand begin spekuleer het, was Ria Roux. Want Ria het baie soos die beskrywing wat hulle van hierdie persoon gegee het gelyk. Nou of jy nou glo, dis 'n spook, 'n gees, 'n energie, regtig Ria wat teruggekom het, dit maak nou nie regtig 'n verskil aan die feit dat hierdie mense
het haar gesien nie. Daar's mense met karre wat haar opgelaai het. Menige persone het gesê, hulle kyk nog in die spieeltjie, praat met haar, want sy het gepraat, sy het net ja, nee, sy het nie 'n gesprek gevoer nie, maar die volgende oomblik wanneer hulle weer in die spieeltjie kyk, is sy weg. Daar was ook 2 baie interessante goed wat hulle gesê het gebeur het wanneer Ria in jou voertuig klim, en die een was dat wanneer sy die deur oopmaak, saam met haar daar 'n ysige koue in die agterkant van die voertuig ingeklim het. En die ander ding wat vir my nogal baie interessant was, is dat sy het na vrugte geruik. So hulle sou, die reuk van vrugte sou ook dan in die kar agterbly wanneer sy dan reeds weg is. Nou een van die mees bekendste sightings van Ria was 'n persoon wat haar met 'n voertuig opgelaai het. Hy het toe in sy spieeltjie gesien sy is weg en hy het dadelik polisiestasie toe gery. Nou hierdie was alles in die 70er jare. Polisie het hom gelag. Hulle het sekerlik nie die spookstories geglo wat die mense vir hulle vertel het nie. 'n Polisiebeampte het saam met die man teruggery na waar hy die meisie opgelaai het. En die polisiebeampte het later gesê dat toe hulle by die punt kom en die drywer nou vir hom verduidelik wat gebeur het die passasiersdeur skielik oopgemaak en toegemaak en die anderkantste deur het oopgemaak en weer toegemaak, asof iemand van die een kant ingeklim het, oorgeskuif het en die ander kant weer toegemaak het. En daar word gesê dat al 2 manne op daardie stadium in die kar geklim het en teruggejaag het polisiestasie toe. Nou hierdie man wat polisie toe was en saam met die polisiebeampte terug is, het dan ook later vir Ria op 'n foto uitgeken. Ek weet nie of hulle 'n koerantuitknipsel van die ongeluk gehad het nie, maar hy het gesê dit is hoe die meisie gelyk het wat ek opgelaai het. Daar was ook weer eens 'n motorfietsryer wat selfs sy valhelm vir die meisie opgesit het en toe sy in die ry afgeklim het of verdwyn het sy net mooi netjies die valhelm weer teruggesit op die motorfiets en verdwyn. Nou Ria Roux het amper soos ek wil nie sê 'n heldin geword nie, maar sy het nogal Uniondale op die kaart geplaas. Hulle het selfs in Uniondale 'n standbeeld vir haar opgerig waarin hierdie jong meisie 'n appel vashou om die vrugtereuk wat sy afgegee het te verteenwoordig. Anton Goosen het ook 'n baie mooi liedjie geskryf oor die spook van Uniondale en dan was daar ook 'n fliek gemaak oor die spook van Uniondale. En dan is daar die skeptiese mense wat sê, ag, daar is nie iets so spooke nie, en as daar was, hoe weet ons nou dit is hierdie random mense wat in 'n kar ongeluk was, die meisie. Nou iets verskrikliks grillerigs en ek het hoendervleis gekry toe ek het gelees het, want ek het geweet van die spook van Uniondale, maar nie rarig dat sy opgehou spook het nie. Ria Roux het in 1984 net opgehou verskyn oor Paasnaweek. Nou hoekom dit gebeur het? Die bespiegelinge is dat daardie selfde jaar, dit is 'n feit, dit het regtig gebeur, daardie selfde jaar is haar verloofde wat in daai voertuigongeluk was, ook oorlede in 'n karongeluk in 1984. En die dorpsmense sê dat Ria uiteindelik saam met haar verloofde kon wees en dat sy nou nie meer verder na hom gesoek het nie. Nou as daai nie vir jou hoendervleis gee nie, dan weet ek nie wat gaan nie. Een van die mees spookaktiewe geboue in Suid-Afrika is nie die Kempton Park Hospitaal nie, maar wel die kasteel van die Kaap van Goeie Hoop. Die kasteel, wat ek glo almal weet waarvan ek praat, is 'n 17de eeuse struktuur wat gebruik is om gevangenes aan te hou. Mense is gemartel, hulle is doodgemaak, hulle is gehang, hulle het hulle self uitgehaal. Die bloed het gevloei in daardie gange. Daar is verskeie grotte daar binne, daar is ook hangpale. Jy kan net jouself indink in die 17de eeu waar menseregte nie regtig waar belangrik was nie. Daar is 'n paar goeters wat aangaan in die kasteel van Goeie Hoop. Hulle sê dat die een martelkamer wat genoem word die donker gat is baie bekend vir verskeie aktiwiteite wat daar aangaan in die nag. Daar word ook gesê dat party nagte kan jy hoor hoe mense stemme beweeg na die galge toe, want in daardie tyd het jy publieke hang gehad, die publiek kon dit gaan sien het. Daar word gesê dat in die kasteel kan jy hoor hoe mense daarna toe beweeg na waar die galg is. Nou een van die bekende aktiwiteite is die goewerneur Pieter Gysbert van
Nood. Nou hy het reguit van Nederland afgekom en hy het in 1728 7 soldate gevonnis vir die doodstraf. En dit was vir treason. Hulle het almal gevra vir genade, dat hy hulle asseblief nie moet tot dood toe veroordeel nie, maar hy het net glad nie geluister nie en hy wou 'n voorbeeld van hierdie 7 soldate maak. Nou kom die dag wat die 7 manne gehang word, was daar glo een van die 7 wat baie vokaal was oor ek wil nie gehang word nie. Hy het die goewerneur van Nood so uitgeskel, hy het hom verwens. Selfs na dit is hulle gehang. Nou vir die standaard ou in 1728 is hulle terug huis toe. Die goewerneur is terug in die kasteel in en daardie selfde aand is die goewerneur oorlede aan 'n hartaanval. Nou van daar af het almal gesê dit is as gevolg van hierdie ou se verwensing wat hy toe dood is. Maar nie net is hy dood nie, sy gees het ook agtergebly. As jy nou die bewoording in daai manier glo, want hulle sê in die nagte hoor jy 'n baie kwaai stem skree. Hulle sien partykeer sy beeld in militêre uitrusting. Almal sê dat hierdie is goewerneur van Nood. Wat dink jy? Dink jy dit is definitief as gevolg van die prisonier wat hom verwens het? Was dit maar net swak gesondheid? In ieder geval, goewerneur van Nood rus nou nog nie en loop in die gange van die Kaap van Goeie Hoop se kasteel. Een van die ander spooke wat in die kasteel rondbeweeg het, is die spook van die vrou in grys. Nou, die vrou in grys het ook na die 17de eeu begin rondbeweeg in die kasteel in die nag. Sy het lang grys hare gehad, 'n lang wit nagrok en het met 'n kers beweeg deur die gange van die kasteel. Die mense wat daar was het geweet hierdie is nie lewendige mens nie en het geweet dat sy 'n spook is. En sy het rondbeweeg in die gange asof sy op soek was na iets. Nie net het sy rondbeweeg nie, sy het ook huilend rondbeweeg. So verbeel jou dit. Hier loop iemand, jy kan sien sy is van 'n ander eeu, van 'n ander dimensie en sy huil. Party mense het gesien dat sy by venster staan, maar dit het heeltyd 'n hartseer soekende gevoel gegee. Die vrou in grys het dan in 1940 opgehou om te verskyn nadat hulle in 'n tonnel 'n graf gevind het waarin daar beendere gevind is. Die beendere is toe later geïdentifiseer as 'n vrou sinne. Hulle weet nie wie sinne nie, maar net na daai ontdekking en toe sy nou begrawe is in 'n ordentlike graf, het sy net nooit weer verskyn nie. Nou ek weet nie wat dink julle van dit nie, maar in my lewe wil ek asseblief nie so iets sien nie, want ek dink behalwe dat dit intensely hartseer is dit ook baie scary. Maar hierdie 2 gedaantes is nie die enigste gedaantes wat spook in die kasteel nie. Die groot klok van die kasteel is toegebou, maar nou nog met tye begin die klok net lui in die middel van die nag. Die mense wat die kasteel baie goed ken, het gesê dat dit terugverwys na die man, 'n soldaat wat homself gehang het aan die klok. Dit het net onophoudelik gelui totdat die man se liggaam verwyder is. En daarom lui die klok tot vandag toe nog. Nog iets wat verskriklik is, 'n swart hond wat op die gronde rondloop. Hierdie hond is nie 'n lewendige hond nie. Dit is 'n spookhond en bestorm mense en het alselfs mense probeer aanval, maar dan verdwyn hy reg voor die mense se gesigte. Meer onlangse jare het van die wagte gerapporteer van 'n 8 voet hoë gedierte wat op die dakke van die kasteel rondhardloop. Soldate het opgegaan en hom gaan konfronteer of probeer vang en die ding het gespring en in die middel van die lug net verdwyn. Dit is opgeskryf in 'n boek wat al die gebeurtenisse wat oornag plaasvind in opgeskryf is. So dit is nie 'n bangmaak storie nie, dit is meer as 2 of 3 mense het hierdie gedierte gesien spring van die gebou af.
Nou, soos ek gesê het, is die kasteel een van die meeste haunted plekke in Suid-Afrika, maar ook in die wêreld. En daar is mense soos ghost hunters wat Suid-Afrika toe kom om na die kasteel te gaan kyk. Nou, een van die spooke, my laaste spook wat ek julle gaan vertel van die kasteel, is Lady Anne Barnard. Nou, sy was die eerste vrou van 'n president van Suid-Afrika en sy het gewoon in die kasteel. Daar word gesê dat sy van tyd tot tyd ook verskyn. Sy het altyd groot partytjies gehou, sy het vir haar personeel goed gesorg, altyd vir hulle lieflike partytjies gegee, en hulle sê dat wanneer Lady Anne Barnard verskyn, is sy in die duurste klere uitgevat, en dat sy soos wat sy was in die tyd wat sy in die kasteel lewendig gewoon het, lyk sy so ook in die beeld wat sy nou in verskyn. Die derde spook wat ek met julle wil deel, is die verhaal van Charlotte. Nogal heel toevallig nog 'n Charlotte. Charlotte is die spook van die Nottingham Road Hotel in KwaZulu-Natal. Charlotte het gelewe om en by 1902 tydens die Boereoorlog. Sy was 'n baie vriendelike jong dame, almal het haar geken in die dorp, en sy het in kamer 10 gewoon van die Nottingham Road Hotel. Party bronne sê dat Charlotte by die hotel gewerk het, en dit is hoekom sy 'n kamer gehad het, maar ander bronne sê nou weer sy was 'n dame van die nag. Hoe dit ook al sê, Charlotte het verlief geraak op 'n Britse soldaat wat Suid-Afrika toe gekom het om nou die Boereoorlog te veg. Sy en hierdie soldaat wou trou, sy het vir almal in die hotel vertel, dit is haar man. Haar verloofde is toe oorlede in die oorlog. En daar word gesê dat Charlotte se hart gebreek was, want hierdie was haar absolute liefde van haar lewe. Sy het haar toekoms saam met hom gesien, hulle sou terug gaan Brittanje toe, maar hy is toe dood. En wat Charlotte toe doen, daar's 2 stories daaraan. Die eerste een is dat Charlotte se hart was so gebroke van hierdie soldaat se sterfte, dat sy van die 2de vloer af, kamer 10, uitgespring het om haar eie lewe te neem. Die ander storie is dat 'n kliënt van die dame van die nagwerk haar vermoor het en uitgegooi het by die venster. Maar hoe dit ook al, sy het by die venster uit op die grond geland en sy is dood. Nou, Charlotte is nie 'n negatiewe spook nie. Hulle sê Charlotte, omdat sy in die hotel gewerk het, help nog steeds in die hotel. Nou, behalwe dat dit verskriklik bangmakerig is, sal ek nie omgee om so 'n spook te hê nie. As jy in kamer 10 woon, en hulle sê daar is mense wat spesifiek na kamer 10 toe gaan, dan vou Charlotte jou klere vir jou op, sy gaan sit jou glas vir jou by die toonbankie, sy doen allerhande vriendelike goedjies vir jou, omdat sy so behulpsaam wil wees. Die mense wat by Nottingham Road Hotel gewerk het al sê dat hulle sou by kamers ingaan, en terwyl hulle die badkamer byvoorbeeld skoonmaak, kom hulle uit en dan is die kamer klaar reg. Vreesaanjaend, tog behulpsaam. En dan is daar ook die mense wat die kamers langs kamer 10 gebly het, dat hulle kan hoor hoe fluister iemand die hele tyd met iemand anders, en dan lag 'n vrou, en daar is niemand ingeboek by kamer 10 nie. Wat besoekers al gesê het ook, wat by Nottingham Road Hotel gebly het, is dat hulle in hulle kamer kom, tas neersit, badkamer toe gaan, wanneer hulle uit die badkamer uitkom, dan is hulle tasse vir hulle oopgemaak. Hulle waterbottels word vol gemaak, of hulle word wakker in die oggend as gevolg van 'n kraan wat loop, dan het Charlotte vir hulle begin badwater intap. Die ander ding wat Charlotte van hou om te doen, is om fotorame van die muur af te haal en op die grond te sit. Niemand weet hoekom sy dit doen nie. Wat sy ook doen is, daar is 'n tipe kroeg onder in die hotel, en dat sy partykeer verby van die gaste loop en hulle net liggies streel op hulle rug. Maatjiesfontein is 'n dorpie in die Karoo in Suid-Afrika. En dit word beskryf as die dorp in Suid-Afrika waar dit die meeste spook. So as jy kyk en jy is van Maatjiesfontein, vertel ons asseblief bietjie meer van jou dorp en of jy al hierdie goed teëgekom het. In Maatjiesfontein is daar 'n hotel met die naam Lord Milner Hotel. Hy is gebou in 1899 en dinge het nou al gebeur, daar was al oorloë ensovoorts. En dit het die gevolg gehad
dat daar spookaktiwiteit in hierdie hotel plaasvind. Die hotel het 3 hoofspooke. Die een is Lucy, ons kry vir Kate, en die dame in wit. Nou Lucy sê hulle is 'n baie stil spook. Weereens loop sy in haar nagklere rond, hierdie spooke wat net met hulle nagklere rondloop. Maar dis asof sy net so float, sê hulle, deur die hotel. Sy word gesien net so in sarsies. Wat sy baie doen is hulle hoor hoe beklei sy met iemand. Dan breek glase en wanneer die mense gaan kyk wat fout is, natuurlik dink niemand dadelik, dis 'n spook nie, maar hulle gaan kyk wat fout is, waar hulle hierdie glase oorbreek het, dan is daar niks. Maar elke keer wanneer iemand Lucy gesien het, dan is dit hierdie bekleierery en hulle pas die twee bymekaar. Maar hulle sê Lucy is meer 'n gevoel as wat sy regtig waar heeltyd gesien word, maar sy is een van die 3 spooke in die Lord Milner Hotel. Die volgende spook wat bedrywig is in die Lord Milnerton Hotel is genoem Kate. Nou Kate was 'n 19-jarige verpleegster wat na soldate gekyk het in die Boereoorlog. Wanneer daar nie plek was in hospitale of kampe vir soldate nie, het die Milnerton Hotel hulle ingeneem en Kate sou hulle versorg het. Kate word beskryf in die geskiedenisboeke as iemand wat baie vriendelik was, opgewek, en sy daai opgewektheid probeer oordra aan die pasiënte waarna sy gekyk het. Hulle het ook gesê sy was verskriklik pligsgetrou en sy sou gereeld ingeloer, deur oopmaak, kyk of die pasiënt reg is. Sy het in 'n kamertjie gebly wat jy baie skuins op trappe klim. Dit was haar kamer gewees. Nou Kate is oorlede op 'n baie jong ouderdom. Party bronne sê dit was aan 'n siekte, ander sê dit was meer tragiese omstandighede, maar hoe dit ook al sê, is nadat Kate oorlede is, het die vreemde goed begin gebeur in die hotel. Dit is nou saam met Lucy wat net daar rond beweeg en beklei en glase breek. Kate is gesien in haar verpleegstersuniform dat sy deur die huis beweeg en dit lyk asof sy nog steeds kyk na haar pasiënte. So iemand sou haar sien, dan sal die deure oop en toe gaan en party dae sal die mense, wanneer hulle nou na die boonste kamertjie toe gaan om skoon te maak, kry hulle net kaarte oralster rondgegooi. So asof Kate iemand soek om mee kaart te speel. Nou hulle het intussen daardie kamer Kate's Card Room begin noem. Een van die skoonmakers wat by die hotel gewerk het, het eendag vertel dat sy het opgegaan om die Kate's kamer skoon te maak en toe sy by die trappe opstap, het sy verskriklike swaar gevoel op haar gevoel. Sy het effens bang gevoel, maar sy het nog steeds opgegaan en onthou, hierdie is as jy nou kan dink, daai tyd se argitektuur en boustyle was baie styl trappies en sy het opgegaan toe sy binne in die vertrek inkom. Daar was 'n kas aan een of ander kant van die muur binne in die kamer en die kas se deur het begin bewe. Die skoonmaker het gesê dis asof iemand van die binnekant af wou uitkom. Nou dit laat my dink, ek weet nie of julle al ooit die fliek The Conjuring gekyk het nie. Nou dit laat my dink aan daai een gedeelte waar daar ook iets in die kas is. Die skoonmaker het die kas gaan oopmaak. Ek sou weghardloop het persoonlik. Daar was toe niks in die kas nie. Die hotel-eienaars het almal gesê, Kate is skadeloos, sy soek net iemand om mee kaarte te speel en sy wil net die mense opkikker. Die dame in wit is die 3de spook wat bedrywig was in die Lord Milnerton Hotel. Die eienaars in die 1900s was 'n Logan familie. Nou hulle het hierdie dame in wit gewaar in hulle tuine. So sy sou in die nag rondloop in die tuin, weer eens in haar lang nagrok, maar die een ding wat sy gedoen het, en die Logans het dit geakkommodeer, is dat wanneer sy weer wil terugkom in die huis, sy kon nie deure oopmaak nie, of sy kon nie deure loop nie, sy sou aan die voordeur of agterdeur skud, totdat iemand die deur oopmaak. Die Logans het dit gedoen. Hulle sou wie ook al wakker is, sou gegaan het, die deur oopmaak en die lady in white laat ingaan. Nou dit was tot een aand, ek weet nie hoe lank nadat hulle nou vir die vrou elke aand die deur oopgemaak het nie. Sy was weer in die tuin, hulle het dit gesien, hulle het dit geweet. Sy het weer een van die deure geruk en wou inkom
En wie ook al die deur oopgemaak het, het met haar geraas. Het ek wil slaap, hoekom kan jy nie self jou deur oopmaak nie, wat se tipe spook is jy, dis maar my woorde. Dit is gesê dat van daardie aand af was dit stilte. Hulle het vir jare nie van haar gehoor nie. Wanneer hulle toe weer van haar gehoor het, was toe James Logan se agterkleinkind getrou het. Nou dis 'n meisie en hulle het by die hotel getrou. En toe hierdie agterkleinkind van die Logan familie haar geskenke in een van die kamers wat sy nou by die troue ontvang het, weggepak het sy so geruk aan een van die kaste gehoor. Sy het dadelik onthou van hierdie spooke wat haar oupa hulle vertel het en dat die spook weggegaan het toe iemand met die spook geraas het. Nou sy het toe gegaan, sy het die deur oopgemaak en sy het gesê dat daar so ysige lig oor haar gekom het, by die venster uitgebeweeg het met so mag, dat die vensterrame geskit het. Van daar af is sy nooit weer binne in die huis gesien of weer aan die deure geruk nie. Maar hulle sê, nou en dan op 'n stil Karoo aand, wanneer die maan baie helder is, kan jy nog die dame in wit in die Lord Milnerton se tuine sien loop. En dit is 4 spookstories wat die bekendste is in Suid-Afrika. En hierdie is spooke, as ons hulle spooke kan noem, wat mense reg oor die wêreld hiernatoe kom om te kom kyk. En dit is net die top van dit. As jy dink aan, ons het die Erasmushuis in Pretoria, die Kempton Park Hospitaal, daar is soveel om nog van te vertel. Ek wil noem dat ek hierdie video gemaak het en opdra aan Danelia en Lia, en hulle is 2 dametjies wat baie hou van spookstories, maar self baie bang is. So ek hoop julle het dit geniet. Vertel my bietjie of julle al van hierdie spooke teëgekom het, of ander spooke, en kom ons gesels daaroor in die comments. Ek sien julle in my volgende video. Bye!